So wat ons nou net vir mekaar gesê het, is bekering is 'n voorvereiste vir die doop. Nou ek weet, almal se bekering lyk nie dieselfde nie. En dit mag wees dat jy reeds tot bekering gekom het, maar jy het nie geweet wat met jou gebeur het nie. So ek gaan vir jou die 4 stappe gee van hoe iemand tot bekering kom en jy gaan dit dalk in jou eie lewe sien van op 'n stadium waar jy in jou lewe dit gedoen het. En vir verskillende mense het dit verskillende name. Maar dit behels hierdie 4 stappe. Die eerste stap is ek erken dat ek verlore is en dat ek 'n sondaar is. Romeine 3 vers 23 sê dit uitdruklik. Almal van ons is sondaars en dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. So, dis die eerste ding. Ek moet erken, ek moet agterkom, ek is verlore en ek kan myself nie help nie. Die tweede stap wat ek moet neem, is om my sonde te bely en vergifnis te vra. In 1 Johannes 1 vers 8 tot 9 lees ons dit, dat almal van ons is sondaars en dit maak dat ons eintlik buite die Here se genade staan. Maar as ons die Here vergifnis vra, dan is hy in ryk en goedertiere, hy vergewe ons en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. So, die tweede stap behels dat ek my sonde bely voor die Here en vir die Here werklik berou wys en jammer sê. Stap nommer 3 is dan om Jesus aan te neem as my verlosser. Dit beteken, ek wil in my lewe verder net vir hom leef. Ek maak 'n oorgawe, ek neem Jesus aan as my verlosser, ek kom tot bekering. Die woord vir bekering beteken maar eintlik net om te draai. Ek het in 'n rigting gestap en ek draai om, ek stap nou weg. Ek stap weg van my ou lewe af. En dan stap 4 is nie net om weg te draai en om weg te stap nie, maar is om voluit vir Jesus Christus te lewe in my lewe. So, die doop is uitsluitlik vir mense wat hierdie 4 stappe geneem het, wat tot bekering gekom het, wat tot geloof gekom het, 'n oorgawe gemaak het aan die Here Jesus aangeneem het. En jy kan baie duidelik sien, die doop moet vooraf gegaan word deur 'n doelbewuste keuse om vir die Here te lewe. Kom ek vertel 'n storie. In Handelinge 8 lees ons die verhaal van Filippus en die hofdienaar. So Filippus is gekies as 'n diaken en die Here gebruik die man kragdadig. Hy preek voor groot klomp mense kom tot bekering en die Heilige Gees kom sê vir Filippus, ek wil hê jy moet na hierdie eensame pad toe gaan. Nou, ek wens ek het die geleentheid gehad om vir die hele storie te vertel van die hofdienaar, maar hy kom van Ethiopië af. Nou, dis omtrent 24 dae se reis met 'n koets van Ethiopië af tot by Jerusalem. Hierdie man het God kom soek. So hy het afgevat by die koningin en hy het gereis tot in Jerusalem om offers te bring aan die Here. Maar omdat hy nie besny kon wees nie, omdat as gevolg van sekere omstandighede in die koningin se diens kon hy nie besny word nie, kon hy ook nie die Joodse geloof aanneem nie. En na die 24 dae na die fees is hy op pad terug in sy koets terug Ethiopië toe. En ek kan dink, hy was diep teleurgesteld en hartseer omdat hy nie die Joodse geloof kon aanneem nie, want hy weet dit is die enigste ware God. En die Here weet hierdie man soek hom. En hy sê vir Filippus, jy moet gaan na hierdie eensame pad, want ek wil jou stuur oor die hofdienaar se pad. En terwyl hy langs die koets loop, luister hy en hy hoor, hierdie man lees uit Jesaja uit, soos 'n skaap wat gelei is na die slagpale, het hy nie gekla nie en hy het nie gekerm nie. En Filippus vra vir hom, maar meneer, verstaan jy wat jy lees? En hy sê, hoe kan ek dit verstaan as niemand dit vir my uitlê nie? En Filippus klim in die koets en hy begin alles rondom Jesus Christus, alles rondom die kruisdood, alles, en daar kom die man tot bekering. Hoe wonderlik is dit? En die man is bly en hy is opgewonde, en ons lees hierdie woorde in Handelinge 8. Sê, en terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water. En die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? En in vers 37 lees ons, toe sê Filippus, as jy glo met die hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hulle het die water daar gestop, hulle het afgegaan in die water en hulle het hom gedoop en die man is terug Ethiopië toe vol blydskap. In hierdie hele verhaal is dit baie duidelik dat bekering en geloof 'n voorvereiste is vir doop. Nou kom ek toets jou weer. Watter voorvereiste, volgens die storie wat ons nou net gelees het in Handelinge 8, watter voorvereiste is daar vir iemand wat gedoop wil word? Sy ouers moet die Here dien. Hy moet baie betrokke wees in die kerk. Hy moet bewys dat hy meeste van sy sonde gestop het. Of hy moet Jesus Christus as sy persoonlike verlosser ken.